Hallo, ek is Dominee Adrian Botes van Leidenburg en ons gesels verder oor ons tema geloof en praktyk. Soos wat ons dit ook sien in Josef. Ons lees in Hebreërs 11 vers 22. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Nou Josef het 'n moeilike pad gehad. Sy broers het hom as slaaf verkoop en hy het in Egipte in die huis van Potifar beland, maar die Here het hom geseën sodat alles waaraan hy geraak het suksesvol was en Potifar het hom oor sy hele huis aangestel. Potifar se vrou wou seksuele omgang met Josef hê, maar hy het van haar al weggehardloop. En sy het 'n valse beskuldiging van aanranding teen Josef gemaak en hy was in die tronk gegooi. Maar God was nog steeds met Josef gewees en hy het hom geseën in die tronk en alles waaraan Josef geraak het in die tronk was suksesvol gewees en so het Josef in beheer van die hele tronk geword. En later sou Josef voor die farao verskyn om die farao se droom van 7 jaar voorspoed gevolg deur 7 jaar hongersnood uit te lê. God het dit so beskik dat Josef oor die hele land Egipte aangestel was. En uiteindelik, toe die hongersnood gekom het, het Josef se broers ook in Egipte by Josef kom kos koop. En Josef het hulle eers op verskillende maniere getoets om te sien of hulle harte verander is en toe uiteindelik vir hulle vertel dat hy hulle broer Josef is en hy het sy pa en al sy mense en sy broers en hulle mense in Egipte laat woon. Dit was al die pad deel van God se plan sodat Jakob en sy seuns gered kon word, want die saad van die vrou wat lank gelede beloof was en die nageslag wat dit Abraham sal kom, die weer al die volke geseën sou word, moes nog gebore word. Nou Josef het al hierdie baie dinge deurgemaak en hy het al die pad in allerhande omstandighede aan God getrou gebly en op God vertrou. Josef het net onder die farao en mag in Egipte geword en hy het al sy mense daar by hom kan kom laat woon en het kon sekerlik vir hom gevoel het asof hulle niks meer nodig het nie, want daar het hy al die mag in Egipte behalwe farao wat meer mag as hy het en sy broers en hulle mense en sy pa en almal by hom woon daar by hom in Egipte. En Egipte is 'n land wat oorloop van melk en honing en hulle het selfs genoeg vir die hongersnood. Hulle kon gedink het dat hierdie is so fantasties, so goed dat ons nie meer verder hoef uit te sien na dit wat God aan Abraham en Isak en Jakob beloof het nie, aan die land wat hy vir hulle sal gee nie. Maar Josef het geweet dat Egipte nie die land is wat God aan hulle beloof het nie. Josef was so seker dat God sy belofte sal vervul, dat hy sy broers beveel het, dat hulle sy liggaam moet saamneem as hulle uit Egipte gaan. En hierdie is 'n daad van ware geloof, wat meer kosbaar is as al die goud in Egipte, as al die rykdom in Egipte. Josef het geweet dat alles daar in Egipte, wat so mooi en goed en ryk is, nie dit is wat die Here vir hulle wil hê nie. Die Here wil iets vir hulle hê wat beter is as dit, wat mooier is as dit, wat meer ewigdurig is as alles in Egipte. En ons moet ook onthou dat hierdie wêreld nie die plek is wat God vir ons beloof het nie. Die Here Jesus is besig om vir ons 'n hemelse koninkryk voor te berei. En ons kan dalk deur baie beproewinge in hierdie lewe gaan en die Here kan selfs ons geloof daardeur louter en ons by 'n plek van vrede in ons lewens bring en die Here kan ook ons hande seën dat die vrug van ons arbeid baie is. En dat ons hier op hierdie aarde 'n relatiewe, gemaklike en veilige lewe het. Waar ons nie veel tekort het nie. Maar ons moet onthou, dit is nie die einddoel wat God vir ons wil hê nie. Hierdie lewe is tydelik. Hierdie lewe gaan verbygaan en alles wat daarin is. Ons kan nooit sê in hierdie lewe dat ons die einddoel bereik het nie. Dat ons nou agteroor kan sit en kan ontspan asof daar nie meer iets is om te doen nie. Nee. In hierdie lewe moet ons nog steeds werk vir God se koninkryk en ons moet daarna uitsien. Wat maak nie saak wat in hierdie lewe vir ons gegee word nie. Niks is beter en groter as dit wat die Here vir ons wil gee nie. Die Here Jesus het vir ons gesê dat hy weer sal kom.
Hy het deur die apostels en die profete gesê, dat hy eendag alles nuut sal maak, het alles nuut hier sal staan. En daar sal nie meer sonde en boosheid wees nie. En ons sal vir ewig in God se koninkryk van vrede en geregtigheid woon, en ons sal self in God se teenwoordigheid wees. Ons moet so lewe en so strewe in die geloof en vertrou, dat ons dit eendag sal ontvang. Kom ons bid. Ons almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat U vir ons ewige koninkryk voorberei het. Dankie dat ons dit eendag sal ontvang, al is dit nie nou dadelik nie. Help ons om so te lewe, dat ons nie in hierdie lewe sal dink dat ons nou die einddoel bereik het nie. Dankie dat U ons deur elke beproewing help, en dat U ons geloof daardeur suiwer, sodat ons tot lof en eer van U mag wees op die laaste dag. Amen.